Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Vrydag 19 Desember. Kom ons open met gebed. Liewe Heer, ons is hier aan die einde van ons weekse studie en ons sê vir u vreeslik baie dankie dat u ons deur elke dag gelei het tot waar ons is vandag. Liewe Heer, waar ons hierdie week gaan afsluit om die Sabbatdag te open, seën asseblief vir die studie en seën asseblief vir die week vorentoe. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Vir verdere studie, lees die volgende gedeelte uit Ellen G. White se geskrifte The Last Words of Joshua, bladsy 521 en 522 in Patriarge en Profete. Ons lees dan nou 'n aanhaling uit Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 522. Satan mislei vele met 'n aanneemlike teorie. So groot is God se liefde vir sy volk dat hy hulle sondes sal verskoon, alhoewel die dreigemente van straf 'n bepaalde doel in God se waardes gerigte regering het. Gee Satan voor dat daardie straf nooit letterlik voltrek sal word nie. Let egter op al God se optrede teenoor die mens wat hy geskape het. Hy stel sonde aan die kaak. Hy toon wat dit is, demonstreer dat dit altyd ellende en dood voortbring en handhaaf sodoende die beginsels van geregtigheid. Die onvoorwaardelike kwytskelding van sonde is iets wat nog nooit gebeur het nie en wat nooit sal gebeur nie. Waarop sou hierdie tipe kwytskelding neerkom? Dat die beginsels van geregtigheid wat juis die grondslag van God se regering is, verwerp word. So 'n beleidsverandering sou verwarring in die ongevalle heelal saai. Dit sou nie sin maak nie. Die Here wys dan getrou op die gevolge wat sonde inhou, maar nou hoor ons dat hierdie waarskuwings eintlik onwaar is. So hoe kan ons seker wees dat God se beloftes wel bewaarheid gaan word? Hierdie sogenaamde goedhartigheid wat meen dat die geregtigheid tersyde gestel word, is nie goedhartigheid nie, nee, dit getuig van swakheid. God is die lewegewer. Vandat hy die werklikheid tot stand gebring het, staan al sy wette vas om lewe in stand te hou. Op daardie Godgegewe orde het die sonde inbreuk kom maak. Verdeeldheid en wanklank het gevolg. Solank as sonde bestaan, is lyding en die dood onafwendbaar. Alrede waarom die individuele mens enigsins hoop op ontsnapping hieruit het, hoop het om die probleem se vreeslike gevolge kan vryspring, is omdat die Verlosser die sondevloek namens ons op hom geneem het. Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 522. Vraag vir bespreking. Vraag nommer 1. Neem al die bewyse van God se getrouheid in jou lewe in oënskou. Aan watter spesifieke voorbeelde kan jy dink? Hoe het jy egter gereageer toe dinge nie na wense of na jou bede verloop het nie, of selfs daardie kere toe jou gebede met die doodste stilte begroet is en dit nadat jy op 'n bepaalde Bybelbelofte aanspraak gemaak het? Vraag nommer 2. Bespreek die Bybelleerstelling oor God se toorn. Hoe sou jy sy woede as deel van die blye boodskap aan ander oordra? Vraag nommer 3. Watter beginsels put jy uit hierdie week se les rakende sosiale kontak met ongelowiges? Hoe skep mens balans tussen die handhaaf van noodsaaklike grense in ooreenstemming met ons waardes en praktyke enerzijds en die noodsaaklikheid van interaksie met ander sodat ons naaste diens aan hulle tesame met hul welstand nie agterweë bly nie, anderzijds? Vraag nommer 4.
Wat is enkele van die struikelblokke wat keer dat jy met jou hele wese aan God vashou of verkleef is?